Kan ons vandag nog hoegenaamd die werklikheid as skoon en mooi beskryf? Ons weet een van die eienskappe van die werklikheid is die skoonheid daarvan of die mooiheid daarvan. En oor hierdie aspek van die werklikheid twee uiteenlopende standpunte. En miskien kan Prof ons laat wegspring in hierdie tema as ons nou dink oor hierdie twee uiteenlopende standpunte oor die werklikheid. Dankie Daniel. Ja, mense het inderdaad vandag met twee totaal verskillende opvattings te doen oor dit wat is, of nou in tegniese taal geformuleer, die werklikheid. Daar's die een opvatting wat sê, die werklikheid self is ongeordend, is chaoties, daar's geen patrone in die werklikheid nie, daar's geen doel in die werklikheid nie, alles gebeur eintlik op 'n lukrake en toevallige manier. En daardie standpunt gaan gewoonlik uit van die standpunt dat daar eintlik nie iets is soos mooiheid of skoonheid in die werklikheid nie. So dit is die een standpunt en daarteenoor kry ons die Christelike standpunt en die Christelike klassieke standpunt wat sê die werklikheid is eintlik 'n skepping wat aan ons gegee is en dat dit wat aan ons gegee is, die skepping, gekenmerk word deur sekere patrone, sekere forme, sekere doelmatigheid en dat daar ook 'n sekere skoonheid of mooiheid in die werklikheid self opgesluit lê. So dit is eintlik die twee groot standpunte wat ons vandag kry. Mens sien nogal die eerste standpunt wat Prof nou genoem het, hierdie idee dat die werklikheid geen orde het nie, geen patroon het nie, alles is maar net toevallig. Mens sien dit nogal veral onder hedendaagse naturaliste, soos onder andere Richard Dawkins en die golf van die sogenaamde nuwe ateïsme, maar hulle het almal maar eintlik daardie standpunt gepropageer in hulle boeke en daarmee gewerk dat ons moet vrede maak met 'n werklikheid wat leeg is. Ja, absoluut. Dit is 'n baie belangrike stroming binne in sê nou maar die biologie. Maar dis ook in ander dissiplines wat sê dat die werklikheid self, sê nou maar die biologie, die ontwikkeling van 'n liggaam, dit geskied alles eintlik lukraak sonder doel. En dat daar dan met ander woorde ook eintlik geen skoonheid in die lewe self opgesluit lê nie. Hoe verstommend ook al mag klink, daar lê geen skoonheid sê nou maar in 'n blom nie, of in die vorming van 'n liggaam, die struktuur van 'n boom. Dit is, as daar skoonheid is, lei die standpunt gewoonlik, is dit bloot omdat ons dit so wil sien, maar die skoonheid lê nie in die natuur self, of in die werklikheid self nie. Dit lyk vir my as die enigste opsie wat mens het, is as mens die werklikheid as leeg, sonder orde, sonder skoonheid, sonder mooiheid sien, dan is die enigste ander opsie is jy moet dit self gee. Jy moet dit self op die werklikheid gaan neerlê, jou eie sienings en jou eie, wat jy ook al jy met skoonheid bedoel, dit word baie subjektief. Ja, dis 'n verskriklike interessante ding. Ek dink ons moet nou daaroor gesels, maar ek dink mens moet weet dat as jy uitgaan van die gedagte dat daar geen skoonheid in die werklikheid is nie, dan lê mens eintlik in 'n sekere sin die voorwaardes neer vir wat 'n bekende geleerde onder andere verwys na as die kultuur van, dis nou maar sy woord, junk. So ons leef eintlik in 'n kultuur waar gemors eerder gevier word. En dit vooronderstel daar's nie skoonheid nie en dat daar nie 'n werklikheid is wat deur bepaalde patrone en forme en doel gekenmerk word nie. So die gevolge van so 'n opvatting dat die werklikheid chaoties is en dat daar geen skoonheid is nie, is dat mense uiteindelik eindig in 'n kultuur situasie waar jy selfs die lelike of die groteske of die bizarre vier eerder as die gevormde en die doelmatige en skoonheid. So mens moet eintlik praat ook oor die kulturele gevolge van hierdie beskouing van die werklikheid as synde chaoties. So as ons nou dink aan hierdie een standpunt wat sê die werklikheid is leeg, daar's nie skoonheid of mooiheid nie, selfs nie in die biologie nie, en dan sit ons tog met iets soos die mens se oog.
wat mens kan bestudeer en wat mens al hierdie komplekse strukture en dinge kan observeer in die biologie. Wat maak mens daarvan? Ek dink die oog is eintlik 'n uitstekende voorbeeld. 'n Mens kan jou natuurlik verwonder oor die ingewikkelde aard van 'n oog. Maar daar kom iets by en dit is dat 'n oog se ingewikkeldheid is ongelooflik mooi. So die oog is nie net 'n objek van bestudering bloot omdat dit ingewikkeld is nie, maar dit is ook 'n objek wat as sodanig ongelooflik mooi is. En eintlik 'n goeie voorbeeld van hoe skoonheid in die werklikheid self, en in hierdie geval in die biologiese wêreld ingebou is as te ware. Prof het nou gepraat oor die biologie en natuurlik ander dissiplines, maar veral ook in die kuns. Die kunswêreld het eintlik 'n baie groot verandering ondergaan as gevolg van hierdie opvatting van die werklikheid. Absoluut. Ek dink mens kan die historiese oorspronge van hierdie opvatting dat daar nie iets so skoonheid is nie. Mens kan dit in die kuns terugvoer ten minste tot die Eerste Wêreldoorlog toe. Jy weet dat tydens die Eerste Wêreldoorlog met die geweldige skok wat die oorlog veroorsaak het tot gevolg gehad dat ook in die kuns die groteske en die bizarre uiteindelik ontgin is as temas in die kuns. En toe is duidelik standpunt ingeneem dat daar is nie iets so skoonheid in die kuns nie. Dit is blote kunsmatige konstruk as te ware wat ons agterna op die dinge neerlê. Maar die werklikheid self is chaoties, is uitmekaar uitgeruk, onder andere deur die oorlog natuurlik. Dit staan eintlik in so sterk kontras. Prof het nou verwys na die klassieke Christelike tradisie en herkoms, waar ons sê die werklikheid rondom ons, dit wat is 'n geskenk. Dit is een geskape werklikheid wat uit genade net as 'n geskenk vir ons gegee is om eintlik dan te waardeer. En daarom die groot kontras. Hierso sit ons met 'n werklikheidsopvatting wat sê nee, daarso is skoonheid en mooiheid en ons kan dit ontdek, ons kan dit waardeer. Ja, absoluut. Ek dink een van die groot uitdagings ook wat vandag aan die universiteite gerig word, jy weet, is hoe om weer die skoonheid in dinge raak te sien. Die verskillende dissiplines aan die universiteite word uitgedaag. Sê nou maar ondernemingsbestuur. Ondernemingsbestuurder kan vra maar hoe lyk 'n mooi besigheid? 'n Regspraktisyn kan vra hoe lyk 'n mooi hofsaak? 'n Onderwyser kan vra maar hoe lyk 'n klasgebeure wat mooi en skoon verloop? Hoe lyk 'n universiteit wat mooi is? So mens behoort eintlik vandag binne in die universiteite en in die onderskeie dissiplines ook geweldig aandag te gee weer aan die kwessie van skoonheid. Maar mens sit eintlik hier met 'n groot probleem. Daar's eintlik 'n groot kulturele vooroordeel teen skoonheid. Soos byvoorbeeld ons het eintlik gewoond geraak aan die gedagte dat skoonheid is bloot 'n funksie van hoe ek na dinge kyk. So die tipiese Engelse beroemde gesegde is beauty is in the eye of the beholder. Wat vooronderstel dat skoonheid is bloot 'n funksie van hoe ek kyk na dinge. So as ek kyk na 'n blom, dan sien ek nie die blom self as mooi nie. Daai skoonheid van die blom is bloot 'n funksie van hoe ek na die blom kyk. En ek dink dit is vandag vir ons verskriklik belangrik om te kyk of ons nie ander kant daardie soort van houding kan kom nie. Kan ons by 'n punt kom waar ons die skoonheid in die dinge self kan raak sien, eerder as om dit 'n blote funksie te maak van my perspektief op die dinge. As ons dit nou heel prakties wil maak, die argitektuur van wat ons rondom ons sien in argitektuur, dink ek speel 'n groot rol, want ons lewe ook in 'n tyd, dink ek, waar argitektuur baie meer gaan oor 'n kwantiteit as kwaliteit, en dan saam met die kwaliteit die skoonheid en die mooiheid van argitektuur. Ek weet nie of prof bietjie oor die argitektuur wil praat. Absoluut so, want dit is dieselfde vraag, nee, hoe kom skoonheid onder andere in die argitektuur? En sê nou maar iets soos die stadsontwerp tot sy reg. Nou as mens sê dat skoonheid is bloot in die oog van die ene wat kyk na dinge, bestaan daar eintlik nie objektiewe maatstawwe aan die hand waarvan 'n mens sou kon besluit hierdie en daardie verskynsel is mooi of lelik nie. Maar in die argitektuur dink ek is daar juis objektiewe maatstawwe wat 'n mens kan gebruik om te bepaal of 'n sekere argitek 'n stadsontwerp of 'n sekere gebou
mooi of lelik is. En kom ons vat 'n baie mooi en eenvoudige voorbeeld. Ons ken almal die ou Amsterdam. So as jy in Amsterdam se strate stap tussen die gragte en jy kyk na die geboue, dan is dit pragtig. En die vraag is, hoekom is dit mooi? Beskik ons oor objektiewe norme om te kan besluit Amsterdam, die ou geboue is pragtig. En ek dink ons het objektiewe norme om dit te kan besluit. Byvoorbeeld, ons kan sê, as ons so voor die geboue staan, ja, ons sien 'n pragtige samehang tussen die verskillende gewelgebouetjies. Hulle is almal min of meer dieselfde patroon. Hulle vorm 'n eenheid. Maar tegelyk verskil elkeen van daardie gebouetjies van mekaar. So met ander woorde, mens sou kon werk hier met die maatstaf van eenheid en veelheid. En wanneer albei daai maatstaf aanwesig is, kan ons sê nee, maar hierdie stad is mooi. En mens sou ander voorbeelde ook kon noem, presies dieselfde ding, die ou Kaapstad wat in die einde van die 18de eeu gebou is, het presies op dieselfde beginsels gewerk. Dis pragtig as ons met aflei uit die skilderye, juis omdat daar 'n pragtige samehang is tussen die geboue. Nie een van die geboue verskil dramaties van die ander ene nie, maar hulle verskil ook tegelyk van mekaar. So daar is 'n samehang tussen hierdie veelheid van elemente. Ons praat oor die werklikheid en die skepping as mooi. Dit is aan ons gegee as mooi en skoon. En in kuns en argitektuur gebruik die mens sy kapasiteit om die mooie en die skone ook weer te skep met 'n natuurlik met 'n klein letter S. Is die mens dan skeppers van produkte wat mooi is en skoon is, en uiteindelik wys dit heen na die skepper toe agter die werklikheid self, wat dit mooi en skoon geskaap het. Ek dink jy noem 'n ongelooflike belangrike punt hier, weet dat ons skepingskrag, die skepingskrag van die kunstenaar, is eintlik 'n afgeleide van die groot skepping wat ons ontvang het. Dis juis omdat ons in verwondering staan oor die skepping wat ons ontvang het, dat ons ook kan deelneem aan die skepingsproses. So ons skepping van die skone is 'n afgeleide van 'n groter skoonheid wat vir ons reeds gegee is. En ek dink dis iets wat vandag baie vergeet word. Alhoewel, ek dink mens moet tegelyk baie beklemtoon dat as mens gaan kyk wat gebeur in die musiek, in die kunste, is daar eintlik 'n merkwaardige herontdekking van die skoonheid van die werklikheid. Mens sien dit in nuwe forme van klassieke musiek, nuwe forme van ernstige realistiese kuns, 'n hergeboorte van 'n sin vir die skoonheid van dinge. So om saam te vat, sit ons dus met hierdie werklikheidsopvatting wat die werklikheid as leeg sien, ordeloos, geen patrone, geen skoonheid, geen mooiheid wat in dit ingeweef is nie. En in die Christelike herkoms en iets wat natuurlik so nou samehang met die universiteitswese, is die tradisie wat sê maar skoonheid is ingeweef in die werklikheid en ons moet dit met ons eie vermoëns na vore laat kom al hoe meer en meer. En dit is eintlik hierdie twee standpunte wat dan so hard met mekaar bots. Absoluut, ek dink selfs aan universiteite kry jy hierdie twee standpunte, en dit is 'n wonderlike gedagte om te dink dat 'n universiteit vandag nog verbind kan word, of verbind is tot die skone. Dit gee aan 'n universiteit 'n besonderse kwaliteit in ons eie tyd, en akademia natuurlik is by uitstek ook verbind tot die najaag van die skone, buiten natuurlik die groot ander temas wat tot die universiteit behoort, naamlik die najaag van die ware en die goeie.